Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig na die hoofde saam in gebed. Here, wees ons asseblief genadig wanneer ons die woord lees en oordink. Amen. Ons voorlesing vanmôre is van 1 Korintiërs 1 vers 20 en 21. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. In die wysheid van God het hy bepaal om deur die prediking die te red wat glo. Baie mense reageer in ongeloof op die evangelie en selfs die bestaan van God. Hulle hou gewoonlik redelik intelligente argumente voor om hulle keuses te staaf. Dit is juist die punt wat Paulus maak. Menslike intelligensie kan nie die wysheid van God beredeneer nie. Dit is nie daartoe in staat om sin te maak uit God se handelinge nie. Deur die werking van die Heilige Gees word geloof die weg waarlangs elke mens die wysheid van God kan omarm. Deur geloof word redding toeganklik vir elkeen wat glo. Ons samelewing is gekondisioneer om kennis te versamel en op grond daarvan te presteer en te vorder in die lewe. Jy gaan skool, jy gaan dalk universiteit toe, verwerf 'n diploma of graad en dan aanvaar die wêreld jou soort van as iemand wat aan sekere vereistes voldoen. Geloof is egter toeganklik vir almal. Jy hoef net te aanvaar wat God vir jou gedoen het en met jou deel in die prediking. Met respek gesê, die prestasie kom voor die kennis en intelligensie. Jy kan gered wees en dan kennis bekom om jou geloof te bevorder. Jy hoef nie kennis te bekom om gered en aanvaar te word in die koninkryk van God nie. Dink net oor die eenvoud hiervan. Niemand kan sê dat redding ontoeganklik is nie. As dit ontoeganklik voorkom, is dit waarskynlik vanweë die kondisionering van die samelewing. Wat sê die prediking in sy eenvoudigste vorm? Jesus Christus is die Seun van die lewendige God, wat as die finale lam geslag is tot vergifnis van al ons sondes. Hy het opgestaan uit die dood, sodat elkeen van ons wat glo vrygespreek word van ons sondelas en saam met hom ewig kan lewe. Here, dankie vir u offer en dat dit toeganklik is vir elke mens. Amen.